Goeiemôre. 'n Mens kan amper nie glo dat ons al in week 6 is van hierdie manier van ons eredienste uitsaai nie. Maar mag vanmôre weer eens vir jou baie spesiaal wees, mag jy opnuut weer die Here ontmoet in die kosbare wete dat hy by ons teenwoordig is en dat hy altyd sy genade en sy seën oor ons uitstort. Ons begin ons erediens met daardie woorde van Psalm 121 waar die psalmdigter uitroep: Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? En dan antwoord hy hom sonder enige vertwyfeling: My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Dis ons bevestiging, dis ons belydenis, dis ons oortuiging vir hierdie oggend. Amen. Ons staan vanoggend stil by die psalms. As jy wil, is jy welkom om jou Bybel oop te maak by 3 psalms, Psalm 145, 88 en 30, en dan gaan elke keer net 'n paar verse daaruit lees as gevolg van tyd, en dat dit al 3 lang psalms is. Nou, die psalms is 'n wonderlike boek. Ek ken letterlik geen kind van die Here wat nie van die psalms hou nie. Nee, die psalms doen dit op een of ander manier, maar net vir ons. Ons lees die psalms as ons bly is, ons lees die psalms as ons hartseer is, ons lees die psalms as ons bang is, of benoud is, of angs beleef. Ons lees die psalms as ons oor God wonder en met God wil worstel. Die psalms is 'n tydlose werke van 'n klomp skrywers wat met dieselfde emosies en dieselfde gevoelens geworstel het en gestoei het as wat ek en jy dikwels mee stoei en mee sit. Maar as ons nou die psalms 'n bietjie van nader bekyk en so 'n bietjie regtig bestudeer, dan kom 'n mens vinnig agter, dis nie sommer maar net 'n saamgeflanste 150 tekste wat langs mekaar gesit is of agter mekaar gesit is nie. Nee, dis 'n wonderlike kompilasie van 'n klompie skrywers se vreugdes wat hulle in die Here ervaar het, se vrese en se bangwees en se benoudheid wat hulle ervaar het en waarna na die Here uitgeroep het, en natuurlik ook die ontdekking dat God altyd uitkoms gee en verlossing skenk. Nou in die teologie praat ons van 'n 3-delige indeling van die psalms, naamlik oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie. Nou dit maak nou seker ook vir jou sin, die afgelope week se status prentjies wat ek elke keer op my foon gehad het, waar kom die woorde in die psalms nou vandaan? Nou, oriëntasie of psalms van oriëntasie is hierdie wonderlike psalms wat die lewe vier. Die lewe is goed, dit gaan goed, dis lekker om te lewe. En jy ervaar in hierdie psalms hoe die psalmdigter die Here se naam groot maak en loof en prys vir al sy goedheid en al sy genade en die feit dat hy voorsien. Ons sien in hierdie tipe van psalms hoe die psalmdigters die leser daaraan herinner om dankbaar te wees vir die Here se goedheid. Oor en oor word daar vertel van die Here se grootheid en sy goedheid wat hy oor die mense het. Die lesers word herinner daaraan dat God by die mens teenwoordig is. En die wêreld waarin hierdie psalm afspeel, is 'n wêreld sonder krisisse en sonder chaos en sonder wanhoop. Dis amper die tipe wêreld en lewe wat ons geken het voor COVID-19, né? Toe alles net goed was, toe dit lekker was om te lewe, toe ons kon gegaan het waar ons wou, in elke winkel kon instap wat ons wou, toe die lewe oukei was. Nou 'n goeie voorbeeld van so 'n psalm is Psalm 145. Soos ek net nou gesê het, ek gaan nie die hele psalm lees nie, is eenvoudig te lank, maar hoor net 2 of 3 of 4 verse. Psalm 145 vers 1 sê: Ek wil u lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof, elke dag wil ek u loof. Ek wil u naam altyd prys. Hy sê in vers 6, ek wil getuig van u magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle u grootheid verkondig en oor u reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, langmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en hy is barmhartig oor alles wat hy geskep het. En dan daar van vers 14 af, die Here help almal wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op u gerig en u gee hulle kos op hulle tyd
U maak U hand oop en skenk U guns en oorvloed aan al wat lewe. Jy hoor die opgewondenheid by hierdie psalmdigter oor dat dit goed gaan in die lewe. En dat die Here vir hom sorg en dat die Here vir hom goed is. Psalms van disoriëntasie aan die ander kant vertel van 'n ander werklikheid. Dit ontlok 'n totaal ander werklikheid. Wanneer jy hierdie psalms lees, dan lees jy van skrywers en van digters wat hulle harte voor God kom uitstort. En hulle harte is vol seerkry en angs en twyfel en benoudheid en wrokke en verdriete. Dit reflekteer 'n wêreld wat in duie gestort het. Dit reflekteer 'n lewe wat uitmekaar uitval. Dis klaagliedere wat voor God gebring word, waarin daar met God gestoei word oor die huidige omstandighede waarin hierdie persoon homself bevind. Ja, partykeer beskuldig die skrywer God van 'n afwesigheid, dat God hom teruggetrek het, dat God hom doof hou, dat God nie luister na sy hulpgeroep nie, omdat hy dag en nag as ware uitroep na God, maar geen antwoord kry nie. Soms is dit 'n uitroep na gryp tog in, verander ons lot, maak die lewe weer reg. Ja, ons is dalk in so 'n tyd nou, né? Waarin ons 'n bietjie gedisoriënteerd is, waarin die normale wêreld wat ons geken het verby is, en ons 'n bietjie in ongemak lewe. En dalk soos hierdie psalmdigters ook wil uitroep, Here, waar is U? Luister tog na ons, as ons na U roep. Die bekendste voorbeeld van so klaaglied psalm is seker Psalm 88. En weer eens net 'n paar verse wat ek daaruit wil lees. Vers 2 sê, Here my God wat altyd help, ek roep elke dag om hulp. In die nag bid ek elke keer na U. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie, hoor my geroep. Die swaar kry het vir my te veel geword. Ek staan al met die een voet in die graf. Vers 8, U gramskap rus swaar op my. U laat al U golwe oor my breek. Vers 10, my oë is al dof van die ellende. Die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit. Vers 14, ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre bid ek al. Waarom verstoot U my, Here? Waarom trek U van my terug? Ek ly swaar. Dit is 'n swaar las waarmee U my tuister. Ek weet geen raad meer nie. U toorn rus op my. U tref my met skrik en vernietig my. Dit bedreig my heeldag soos vloedwaters. Dit sak op my toe van alle kante. U laat my vriende en my bure ver van my af staan. Natuurlik niks met COVID te doen nie. Die duisternis en die dood is my geselskap. Nou dis net hier waar ek en jy dalk so 'n bietjie 'n probleem het met psalms soos hierdie, né? Want op een of ander manier sukkel ons om met psalms soos Psalm 88 te werk. Want Psalm 88 het geen antwoorde nie. Dit stop net, dit eindig net sonder enige verduideliking, sonder enige antwoord, sonder enige klisjées van, ag weet jy, agter elke donker wolkie is daar 'n silwer reintjie. Daar is geen groot geskenk met 'n rooi stryk wat as jy hom oopmaak, voilà, hier is die oplossing vir jou probleme nie. Dit eindig in duisternis. Die Engelse vertaling van hierdie psalm eindig met die woorde, darkness is my closest friend. Jy kan dadelik agterkom, hierdie psalmdigter is in 'n diep put. Hy stoei met die Here, hy worstel met die Here, want daar is nie antwoorde vir dit waardeur hy tans gaan nie. Jy geweet dat van die verskillende genres wat in die psalmboek na vore kom, is die klaagpsalms of die klaagliedere die grootste genre. 53 van ons 150 psalms is klaagliedere. En tog sukkel ons so 'n bietjie met dit vandag. Ons het op een of ander manier hierdie idee gekry dat jy nie met jou ongemak en met jou worstelinge na God toe kan gaan nie. Asof ons God sal verras, asof ons God sal ontstel as ons na hom toe kom en sê, Here, ek is ontstel oor dit wat tans in hierdie wêreld aan die gang is. My hart is benoud oor wat tans in hierdie wêreld aan die gang is. Die normale wat ek geken het is verby, ek is in 'n disoriëntasie. En ek verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. Waar is U, Here, in hierdie tyd as ons ly?
Ja, vir vele mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar oor die hele wêreld, is ons inderdaad in 'n tyd soos hierdie. 'n Toestand wat nie normaal is nie. 'n Toestand waarin ongemak en benoudheid en angs en vrees veel eerder op die voorgrond van ons lewens staan. Ons is ballinge in ons eie huis en ons gaan waarskynlik nog vir 'n hele tydperk so wees. En daarom kan ons uitroep, of mag ons uitroep, Here, waar is U? Hoor ons as ons na U roep. Bring 'n einde, bring 'n oplossing, bring 'n uitkoms aan dit wat ons tans beleef. Maar klaagliedere het so 'n bietjie sy plek in ons lewens verloor, dink ek. Ons is so 'n bietjie ongemaklik om met ons ongemak by die Here aan te kom. Maar vriende, wil jy nie vanmôre weer hoor, jy mag maar. Jy ontstel God glad nie, as jy ontstel by hom kom nie. Daar's geen manier dat hy verras word, deurdat jy vir hom kom sê, ek stoei so bietjie met U vandag nie, Here. Ek worstel so bietjie met U goedheid, en met U liefde, en met U genade, want dit is asof ons niks daarvan beleef nie. As dit so sleg met jou gaan, is die klaagliedere 'n wonderlike genre wat jy kan gebruik om met die Here te praat. Want klaagliedere is iets anders as om net te kla. Om te kla, soos wat die Engels sê, te moan en te groan oor alles. Nee, klaagliedere is anders as dit. Klaagliedere is om die binneste van my hart voor die Here te bring en voor die Here alleen te bring. Om die ontsteltenis wat hier binne in my hart woed, vir hom te kom gee. Ja, klaagliedere dwing my om die werklikheid te konfronteer. Dit dwing my om sonder pretensies voor die Here te staan. Te sê, dit gaan goed as dit nie goed gaan nie. Dit dwing my om weg te loop van ontkenning. As ons die hele tyd wil sê, nee, alles is oukei, as alles nie oukei is nie. Maar klaagliedere in die besonder bring my terug na die Here toe. Want as daar een ding is wat jy in al hierdie klaagliedere gaan hoor, is dat hierdie mense, hierdie persone, hierdie digters met God stoei. Hulle stoei met God, hulle gaan na God toe met hulle klagtes. Hulle gaan na God toe met hulle klaag. Hulle gaan na God toe met hulle benoudheid en met hulle vrese en met die feit dat dit klink of God afwesig is in hulle seer en in hulle pyn. Psalms van heroriëntasie, of ook genoem nuwe oriëntasie, vier die wonderlike feit dat God iewers in hierdie chaos, in hierdie ellende, in hierdie pyn, in hierdie donkerte die mens ontmoet. Hierdie psalms maak dit duidelik dat terwyl ek nog gestoei het met my ellende, God skielik daar was. Ek weer oortuig was van God se teenwoordigheid. Ek verseker kon word dat God uitkoms sal gee, dat God tot redding sal kom, dat God verlossing sal skenk. En die verrassende wat in hierdie psalms gebeur, is dat die disoriëntasie nie skielik weg is nie, of asof dit nooit gebeur het nie. Nee, die verrassende wat hier gebeur is dat terwyl hierdie persoon in sy nood is en in sy benoudheid is, hy skielik vir God raak sien. En dat dit die klem van die akute pyn wat hy beleef in hierdie disoriëntasie, in hierdie sleg, dat dit skuif na 'n nuwe aanbidding en 'n nuwe lofprysing oor die grootheid van God. En oor die feit dat hy die een is wat redding gee en uitkoms gee. Die bekendste psalm in die verband is natuurlik Psalm 30. Daar lees ek weer eens net 'n paar verse. Hy begin in vers 2 wat sê, ek wil U lof verkondig, Here, want U het my gered. My vyande nie laat bly wees oor my nie. Here my God, ek het geroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou toe ek nou op pad was daarheen. Vers 6, waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisterand was daar nog trane en vanoggend lag ek alweer. En hoor nou hoe mooi werk hierdie 3 indelings ook in hierdie psalm. In vers 7 praat hy van die tyd van oriëntasie. Hy sê, toe dit met my goed gegaan het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur U goedheid het U my op 'n veilige berg laat staan, Here. Dan kom daar 'n tydperk van disoriëntasie. Maar toe U aan my onttrek het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het om genade gesmeek. Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. En dan kom die nuwe oriëntasie. Vers 12.
Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot die eer van die Here. Ek sal nie stil bly nie, Here my God, vir U sal ek altyd loof. Ek dink die belangrikste wat jy in hierdie psalms moet raak lees, is dat hierdie psalms nie 'n naïewe, optimistiese geloof verkondig, van ag toe maar alles sal regkom, glo dit net nie. Nee, dis baie duidelik in hierdie psalms, dat jy kan agterkom, hierdie skrywers het gelei. Hulle het swaar gehad, hulle het ellende beleef, hulle het uitgeroep na God vir hulp, hulle het hulle nood na God toe gebring. Maar iewers in daardie proses, het hy God ontdek, het hy God ontmoet, en het hy besef, God is die een wat red, God is die een wat verhoor, God is die een wat uitkoms gee. En daarom skuif die fokus van die pyn wat ek ervaar, die verlatenheid van God wat ek ervaar, die worsteling wat ek met God ervaar, verskuif dan na 'n aanbidding, 'n lofprysing oor die grootheid van God. Dis waar jy en ek op pad moet wees in hierdie dae. Ek is so oortuig dat hierdie 3 indelings van die psalms natuurlik vir elkeen wat vanmôre na hierdie preek kyk of na hierdie preek luister, iets te sê het. Ons was almal in 'n normale tyd van oriëntasie. Toe die lewe net normaal was. Toe dit net goed gegaan het. Toe ons gewoon met ons lewens kon aangaan. COVID-19 het 'n disoriëntasie in ons lewens gebring. Dit het ons lewens gedisoriënteer. Dit het 'n ongemak in ons lewens ingebring. Maar dit is natuurlik ook vanmôre so dat dit nie maar net COVID-19 is wat kan maak dat jy in 'n tyd van of 'n tydperk van disoriëntasie is nie. O nee, daar kan soveel ander dinge gebeur. Dat dit vir jou voel jou lewe het in duie gestort. Dat dit vir jou voel jou lewe het in mekaar getuimel. Dit mag wees die verlies van 'n geliefde. Dalk jou eggenoot. Dalk jou ouer. Dalk jou kind. Of dalk sommer net 'n ander familielid. Maar die dood het kom seermaak en kom deurmekaar maak. Dit mag wees dat jou huwelik skielik op die rotse geland het. Skielik is 'n klompie jare van vreugde en van geluk net daarmee heen. Dit mag wees dat finansiële chaos in jou lewe en in jou huis ingestap het toe jy nie meer 'n werk gehad het en nie meer 'n salaris verdien het nie. Dit mag wees dat jy voel jou lewe het gestop toe jy daardie slegte tyding gekry het van dat jy kanker het of een of ander siekte wat waarskynlik ongeneeslik is. Ja, daar is soveel goeders wat vir ons in hierdie lewe kan disoriënteer en in 'n tydperk van disoriëntasie kan sit. Maar COVID-19 doen dit nou uit die aard van die saak aan ons almal. Maar vriende, genadiglik duur disoriëntasie nie altyd nie. Dit sal nie vir ewig aanhou nie. Nee, na disoriëntasie kom ook heroriëntasie, waarin God op 'n magtige manier weer intree, waar God weer verlossing kom gee, waar God weer uitkoms kom gee, waar God weer redding vir ons kom gee. Dis waarheen ek en jy op pad is. En ek is oortuig daarvan dat ons inderdaad op 'n dag die woorde van vers 6 uit volle bors weer sal kan sing. Gisteraand was daar nog trane, maar vanoggend lag ek alweer. Ek dink dit is 'n goeie tyd om in hierdie tyd die psalmbundel weer so 'n bietjie nader te trek. Om weer so 'n bietjie deur die psalms te blaai en die psalms te lees en jy gaan 2 wonderlike ontdekkings maak. Een, jy's nie die eerste of die enigste wat met so warbel van emosies dalk voor die Here verskyn nie. Nee, millennia voor ons het psalmdigters die een na die ander hulle emosies op skrif gesit, sodat ek en jy vanmôre daarin kan deel en weet daar is niks te uit of te onvanpas om na die Here toe te neem nie. En 2, gaan jy soos hierdie psalmdigters die ontdekking maak dat by God is daar altyd uitkoms. Daar is altyd redding, daar is altyd hoop. 'n Goeie vriend van my het my jare terug al geleer dat die enigste plek waarna toe jy kan hardloop as jy van God af wil weghardloop, is terug na God toe. En jy sal dit in hierdie psalms oor en oor sien, die psalmdigters worstel met God. Hulle gaan terug na God toe in hulle benoudheid en in hulle seer en in hulle bang wees en in die feit dat hulle lewens of hulle wêreld uitmekaar het geval het. Hulle gaan telkens terug na God toe en ontmoet God te midde van hulle krisisse. Hoe mag ek en jy in hierdie tyd van 'n pandemie wat nog ver van klaar is en verby is en oor is,
Mag dit ons fokus wees, mag dit ons uitgangspunt wees. Dat ons hou vas aan daardie dag, dat die Here op sy tyd en op sy manier dinge weer sal kom herstel, redding sal bring, uitkoms sal gee. En in daardie hoop leef ek en jy vandag en môre en oormôre. Mag die Here vir ons daartoe help. Amen. Here, wat 'n voorreg om te mag weet, in 'n tyd van disoriëntasie soos wat ons nou beleef, daar altyd ook 'n heroriëntasie na die tyd sal kom, waarin U sal kom ingryp, en waarin U sal kom verander, sal kom vernuwe, en sal kom herstel. Op dit plaas ons hoop vandag volledig, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, een van die wonderlike dinge rondom hierdie afsonderingstyd is dat mense se kreatiwiteit natuurlik sterk na vore kom. Daardie regterbrein wat ek nou lyk my nie gekry het nie, word in ander ouens wakker. En hulle ontwikkel die ongelooflikste mooiste goeders om vir ons op sekere maniere nog steeds die mooi van die lewe te laat ervaar. Een so 'n persoon is 'n jonge dame met die naam Jody Reed. Sy is die koorafrigter van 'n privaat skool in California, Mater Dei. En sy het op 'n stadium met sy vir haar koorlede gevra om die seëngebed van Numeri 6 daar in hulle binnekamer op hulle eie op te neem. En sy het al daai stemme het sy geneem en het sy 'n pragtige kooruitvoering daarvan gemaak. En ek wil jou graag vanmôre laat met daardie wonderlike gebed, daardie seënbede van Numeri 6. Ons ken dit so goed, waarin ons die woorde hoor, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Gaan leef dit elke oomblik van jou lewe uit. Amen. Groetnis tot 'n volgende keer.